Ons het sommer nog baie lekker gesprekke vir 'n bietjie patapata, so jy moet net ingeskakel bly. Dis nou wat ons fluff noem, né? Want ek is so opgewonde om vir die mense te vertel oor al die stories wat ons nog het. En dan drink ek maar 'n sapie net om weer daai mond bietjie vog te gee. Maar hartlike goeiemôre. Elsa gaan weer sê, Pieter, jy is op jou stikke vanoggend. Ek begin al meer voel soos 'n oggendmens. Maar ek is nou so bang, dit is hoe ek gaan klink. So ek vat maar nog 'n slukkie. Ek vat maar 'n slukkie van die sappie. Baie dankie vir die sappie wat julle vir ons hierso neersit, hoor. Rag, is dit help baie so vroeg in die oggend. Na daai eerste koppie koffie. Waaroor gesels ons nou? Ag, dankie vir die gratis vermaak, Pieter. Ons kan net dankie sê. Ja. Nee, ek wil vir julle vra, ek meen, iets so tolgeld is, jy weet, mense gesels gereeld daaroor. En daarmee verwys ek nie nou noodwendig na e-tol nie. Ons weet dit was ook nogal 'n omstrede onderwerp tot dusver. Maar wanneer jy deur die tolhekke beweeg, het jy gewoonlik klein geld byderhand? Nee. Want daar is mos nou, dis darm nou 'n bietjie meer gerieflik na aanleiding van die feit dat jy kan tap met jou kaart, waaroor ek baie bly is. Maar ek het ook nooit klein geld by my nie. Die rede kom ek vra is net om julle te herinner aan die feit dat julle moet seker maak om 'n ekstra geldjie in jou beursie te hê wanneer jy weer deur 'n tolhek beweeg, want motoriste reg oor die land sal vanaf die 1 Maart meer by tolhekke moet betaal, nadat SANRAL 'n jaarlikse tariefaanpassing van 3,12% bevestig het. Nou die verhoging wat vroeër van dese maand in die Staatskoerant gepubliseer is, hou verband met inflasiesyfers soos verskaf deur Statistiek Suid-Afrika. Die aanpassing is laer as verlede jaar se stygings van 4,85%. Nou SANRAL sê tolinkomste is noodsaaklik om die instandhouding, bedryf en verbetering van die nasionale padnetwerk te befonds, en dan is dit natuurlik ook belangrik vir iets so skuld wat aangegaan is met tolpadprojekte. SANRAL se hoofbestuurder vir kommunikasie en bemarking, Vusi Mona, sê die inkomste ondersteun die agentskap se breër infrastruktuurmandaat. En daar word ook gesê die fondse dra grootliks daartoe by dat SANRAL sy mandaat nakom om gehalte padinfrastruktuur te lewer wat waarde toevoeg tot die lewens van Suid-Afrikaanse burgers. Dan word daar bygevoeg dat betroubare padinfrastruktuur noodsaaklik is vir ekonomiese aktiwiteit en dienslewering. Ek sien nog iets wat uitgesonder word, is dat belangrike ekonomiese infrastruktuur, soos die nasionale padnetwerk, blykbaar 'n voorvereiste vir die lewering van basiese dienste soos elektrisiteit, water, sanitasie, telekommunikasie en openbare vervoer is. Mona het erken dat verbruikers tans finansiële druk ervaar, maar sê die aanpassing is nodig. Daar word ook gesê SANRAL het begrip vir die Suid-Afrikaanse publiek, gegee die huidige stand van die ekonomie. Dit bly egter belangrik om glo die aanpassings deur te voer, sodat die agentskap veilige en gehalte paaie tot voordeel van alle padgebruikers kan bly lewer. Die verhoging kom te midde van stygende lewenskoste met hoër vervoerkoste wat waarskynlik verdere druk op huishoudings en motoriste sal plaas wat daagliks hierdie tolpaaie gebruik. So ek dink wanneer 'n mens so daarna kyk, weer eens vir die ekonomiese impak, dit klink nooit na baie nie, maar wanneer 'n mens die sommetjies gaan maak, jy weet, na aanleiding van mense wat daagliks deur daai tolhek beweeg, en dan kan dit nogal by 'n aardige bedragie uitkom. Dit maak 'n verskil. Die omgewing waar ek gebly het in Montana, Pretoria, het my genoop om elke dag deur 'n tolhek te ry. Ja. So nommer 1 kon ek nooit verstaan hoe word 'n tolhek gesit. Jy weet voordat jy nou na 'n neighborhood toe gaan waar jy nou bly nie. Dit word ons nou gebruik as jy die pad slaan, maar dit het nogal 'n impak gemaak en jy weet baie keer dan gaan 'n ou 3-4 keer deur daai tolhek. Jy het dalk gery om die kinders af te laai terug huis toe. Dan moet jy weer gaan oplaai terug huis toe of sport toe vat terug huis toe. Dan maak dit 'n impak, verseker. Ek het altyd gewonder, want ek was al by daai huis van jou jare terug waar jy gebly het, maar ek het altyd gewonder mense wat wel in woonbuurte bly waar daar 'n tolhek is waar hulle moet deurry, kry jy nie een of ander subsidie of compensation because this just happens to be where I live. Like I didn't ask for there to be a toll gate here. Ja, nee. In die ou dae was daar 'n ding wat sê die wet van Transvaal. Toe word die wet van Gauteng, maar dit is waar jy moet betaal. Jy gebruik die pad en dan sit nou maar so. Sorry, ons gee vir jou 'n goeie pad om op te ry. Ja. Ons gaan nie afslag kan gee nie. Ek dink wat die meeste mense bekommerd maak, is die feit dat sommige van hierdie fondse of 'n deel van hierdie fondse veronderstel is om aangewend te word om die paaie te verbeter en ook in stand te hou. En
ek dink wanneer 'n mens kyk na ons paaie, dan is dit ek dink 'n mens kan dit so 'n bietjie bevraagteken na aanleiding van die toestand waarin die paaie is, veral in Gauteng. Dink jy daai geld word aangewend net vir die tolhek wat jy gebruik en betaal of is dit veronderstel om ook aangewend te word om die paaie rondom dit? As dit nou nie 'n fisiese tolhek is, as jy nou op die N1 of die N4 waaiewer is wat deur hierdie tolhekmaatskappy bestuur word nie. Want ek weet nie, die tolpaaie lyk daarom in 'n goeie kondisie. Yes. Maar ek stem saam met jou, die ander nasionale paaie, dit lyk wie se verantwoordelikheid is dit of kan hulle ook maar 'n geldjie bydra? I do want to be a bit of devil's advocate here. I mean, we did a lot of traveling over the December holidays on the National Road N1, N3, and I did feel like the way that the maintenance has been done and just the smoothness of the roads and the way that our highways are, even if you compare it to highways from overseas, a 5-lane highway in the UK is like unheard of. And we do have a good sense of maintenance on those roads. And that's why maybe I don't mind an increase in the toll fees. I mean, obviously it's going to affect my pocket at the end of the day, but if the maintenance is being done and if those roads are a pleasure to drive on, then give me your 3.12% increase, I'll take it. Kies graag om te betaal op 'n pad wat vir my lekker ry en ek weet hulle maak dadelik 'n plan en daai goedjies word vinnig reggestel of as daar ongeluk is hulle dadelik daar en so aan. Ek dink dit kan bietjie duideliker gemerk word wel op sommige plekke. Dit is nie altyd baie duidelik wat verf betref nie, maar goed. Bly waar jy is. Ons is net hier na weer terug. Jy kuier saam net hier by Goeiemôre, Good Morning.